positiewe denke het al baie gehoor dat ek praat oor positiewe denke. Het al baie gehoor dat ander met u praat oor positiewe denke. En weet jy wat, hoe meer ek daarna kyk, hoe meer besef ek, hoe meer moet ons met mekaar daaroor praat. Dis nie iets wat ons net eenmalig moet doen en afhandel nie, maar ons moet mekaar daarmee kom uitdaag. James, is baie lekker om jou vanmôre hier te hê. Kom ons gee ons maar 'n lekker aan. Soos lyk ons 'n bietjie anders vanmôre, want sy het 'n bietjie jonger geword. Soos baie geluk met jou verjaarsdag ook. As 'n hele string wat verjaar in hierdie week. So lekker om net so na u te kyk en ook die goeie goed raak te sien. En ek wil vir u sê, die goeie oorbrug die slegte. Daar's meer goed as wat daar sleg is. Groter as hy wat in my is hy wat in hierdie wêreld is. Ons is net geneig, baie keer geliefdes, het een negatief die vermoë om my en jou lewe waar daar 100 ander positiewe is, om daai een negatief kry dit reg om ons af te wil trek. En ek wil vir u vanmôre sê, daar is rede tot positiewe denke en daar is rede tot 'n positiewe lewe, want positiewe denke lei na 'n positiewe lewe. En God wil hê dat ek en jy positiewe mense met 'n positiewe lewe sal hê. En ek eer hom daarvoor. Laai saam met my na Filippense 4 en ek lees net vir u eers vers 8. Verder broeders en ook al die susters, hier moet tog asseblief nie uitvul nie. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Ek wil met u praat oor die krag van positiewe denke, want dit bring 'n positiewe lewe. Nou as ek daaroor praat vanmôre, dan wil ek vir u sê, dit is glad nie net mensgerig nie. Daar is baie life coaches daar buitekant wat vir jou sê dat as jy net die positiewe energie loslaat, sal dit goed gaan en jy sal 'n positiewe lewe hê ensovoorts ensovoorts. Baie humanistiese beskouing. Ek wil vir u sê, hierdie humanistiese beskouing is ek nie nou weer besig om te promoveer nie, want dit lê nie by myself nie. As dit net by myself lê, wil ek vir u sê, sal ek bly val, sal ek bly fouteer en sal ek in die slaggate bly trap en sal ek misluk en sal my lewe 'n mislukking wees. As dit net gaan oor myself. Want in die mens self is daar nie net die goeie nie, maar ek wil vir u sê, die positiewe denke en die positiewe lewe is in 'n persoon gerig en sy naam is Jesus. En as ons Jesus uit die prentjie uithaal, geliefdes, is hierdie dinge nie moontlik nie. En daarom wil ek vanmôre sê, ja, ek en jy het 'n verantwoordelikheid, maar ons kan nie die Here uit hierdie som totaal van ons wegvat nie. Ek sê baie keer vir mense, as jy oorwinning in jou lewe wil hê, of dit nou verslawende ding is, of wat ook al is, wil ek vir u sê, dit is baie keer soos 'n skêr as ek die papier wil knip. Daar's 2 lemme, 'n skêr het 2 lemme. Die een lem is ek, maar die ander lem is God. Hy is altyd vlamskerp, reg, gereed om deur my en jou daar bruikbaar te wees in ons lewens, gereed om ons te help. Maar aan die ander kant het ons ook 'n verantwoordelikheid. So wanneer ek praat vanmôre oor positiewe gedagtes, dan wil ek vir u sê, dit gaan ook daaroor dat ons hom moet raak sien in die proses, maar ek en jy het ook 'n verantwoordelikheid. Dit is 'n tweeledige saak hierdie. Ek wil vir u ongelukkig sê, daar is vernietigende krag van negatiewe denke. Negatiewe denke is vernietigend. Dit kom vernietig. Ouens wat altyd sê die glas is half vol. In plaas van om te sien dat die glas is half, wat sê die glas is half leeg.
Ek sê hom nou juist anders daarop, want ek glo, die glas is altyd half vol. Maar jy kry soveel mense wat net sien, hy is half leeg. En hulle sien nie eintlik, is hy half vol nie. As jy glo jy gaan misluk, dan gaan jy misluk. Want net soos 'n mens dink, sê die woord van die Here, so is hy. Efesiërs 4, vers 17 tot 19. Dit sê, betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene, ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. In die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd is van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in die hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Die mens sonder God. Dit is hoe die mens sonder God lyk. Dit is hoe die mens lyk wat God nie erkenning gee nie. Dit is hoe die mens lyk wat God nie eer in sy of in haar lewe nie. Die verdwaasheid van jou gemoed. Vers 18 sê, verduisterd in die verstand, vervreemd van die lewe. Ongevoelig. Die mens in Christus kan nie so wees nie. Die mens in Christus is iets anders, want God se Gees het in jou kom woon, dit getuig aangaande hom. Ons het nou net so pas vir hierdie kindertjies gesê, dat die woord sal jou vorm, die woord sal jou verander. Nek of hier sê, die woord wat kom vlees word het, verander die mens. Ek dank God vir die verandering wat alreeds in my en jou lewe plaasgevind het. Hoop ek praat met jou as kind van God vanoggend. Wat hierdie ongebondenheid al tot niet gemaak het in jou lewe. Wat hierdie verduistering van jou verstand te bowe gekom het. Wat hierdie verdwaasheid van jou gemoed verandering gesien het en dat daar verandering plaasgevind het. Romeine 13 vers 14 sê, maar bekleed julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Geliefdes, die oorwinning is, kleed jou met Christus. Hy wat die seën het die lewe. Maar hy wat die seën nie, het nie die ewige lewe nie. Loof sy naam. En ek dank God vanmôre, geliefdes, dat ek en jy vanmôre kan weet, ons oorwinning lê nie net in my positiewe belydenis in myself nie, maar my oorwinning lê in my positiewe belydenis in Christus Jesus. En wie ek uiteindelik dan is in Christus Jesus. Want hy wat die seën het die lewe. Daar is 'n krag rondom positiewe denke. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Dit gebeur wanneer God jou kom wederbaar, wanneer hy jou gees wat dood was kom lewendig maak, en God se gees in jou wil woon, en nou kom sy gees, en hy getuig aangaande die waarheid in my en jou lewe, en hy gaan getuig aangaande Christus in my en jou lewe. En wat is dit wat vir my en jou die woord openbaar? Is dit nie juist die gees van God wat in ons is nie? Of jy sê, groter is hy wat in jou is hy wat in hierdie wêreld is. Om positief te dink is nie maar net 'n spontaniteit nie, want daar is nog steeds 'n stryd tussen vlees en gees. Daar's 'n stryd, daar's 'n oorlog aan die gang, elke dag in jou menswees ook, omdat jy nog vasgevang is in hierdie ou vleesmens. Maar jy het die potensiaal om te oorwin, want groter is hy wat in jou is hy wat in hierdie wêreld is. Daagliks moet jy besluite maak, jy moet keuses uitoefen. Ons het vanmôre met die heel eerste koortjie moes ons 'n keuse maak.
Ja, ons het mekaar uitgedaag. We bring a sacrifice of praise. So ons het vir mekaar gesê, bring nou 'n offer om God te prys. Maak nie saak hoe jy voel nie. Maak nie saak dalk dat daar siekte in jou liggaam is nie. Maak nie saak dalk dat jy kwaad is vir jou man of vir jou vrou nie. Maak nie saak wat gebeur het nie. We bring a sacrifice of praise. En ons het mekaar daarmee gemotiveer, ons het mekaar daarmee uitgedaag, en geliefdes, toe jy die uitdaging aanvaar, en toe jy die uitdaging neem, toe gebeur daar iets, want jy begin jou fokus op Jesus plaas. En as jy jou fokus op Jesus plaas, gebeur daar dinge in jou lewe. Filippense 4 vers 8 sê, verder, broeders en susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook al mag wees, bedink dit. Ek wil vir jou sê, hierdie is 'n daaglikse aksie. Dis nie net iets wat ons nou doen vanmôre en ek herinner u daaraan nie. Ek wil vir u sê, dit is juist dit waaraan jy jouself elke dag moet herinner. Dis hoekom dit so belangrik is dat die woord in my en jou sal wees. Nie net die letter wat hier in 'n boek opgeskryf is nie, maar binne in jou ingegrafeer al, geliefdes, sodat ek die woord kan mediteer, sodat ek die woord kan quoteer, sodat ek die woord kan leef. 'n Daaglikse aksie, wat uiteindelik sal lei nie net na positiewe gedagtes nie, maar positiewe aksies. Want soos die mens dink, so is hy. En as my aksies uiteindelik geaffekteer word, dan gaan dit die vrug wees binne in my lewe ook. Alles werk mee ten goeie vir hulle wat God liefhet. Maar ek wil vanmôre vir u sê, baie belangrik, dat ek en jy vir mekaar sê, hierdie krag kom net van Jesus af. Hierdie krag kom net van God af. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. So hy sê, Paulus sê hier, daar is die vleesmens. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Hierdie is 'n daaglikse aksie. Die sielsdimensie is waar die vyand die meeste oorlog voer in my en jou menswees. Dit wat ons sien, dit wat ons hoor, dit wat ons proe, dit wat ons ervaar met die sintuie wat God vir ons gegee het. En dan kom dit hier na die sentrum toe waar ons alles moet verwerk, geliefdes. En nou kom Paulus en hy sê vir ons dat dit is so belangrik dat ons gedagtes gevangene sal neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Hoe doen ek dit? Hebreërs 3 vers 1 sê, daarom heilige broeders en susters, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en die hoëpriester van ons belydenis. Wie is sy naam? Christus Jesus. Wat sê die skrywer van die Hebreërboek? Hy sê, rig jou gedagtes op Jesus. Sit jou gedagtes op hom. Sien hom raak in jou omstandighede. Sien hom raak in jou lewe op 'n daaglikse basis. Daarom, geheilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en die hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Die NIV sê dit mooi, hy sê, therefore, holy brothers and sisters, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Fix your thoughts on Jesus. As jy sukkel met negatiewe gedagtes, plaas jou gedagtes op Jesus. Hoekom doen ons lofprysing en aanbidding in 'n diens? Om jou te leer om jou gedagtes op hom te plaas en jou te leer om hom dan nie net te loof nie en te prys nie, maar ook om hom te aanbid. En ek wil vir julle sê, hierdie is nie net iets wat ons doen op 'n Sondag nie, hierdie is 'n daaglikse ding.
Maar as ons by mekaar kom, dan leer ons beginsels vir mekaar, wat ons kan toepas die res van die week. En as ons hierdie beginsels gaan toepas, dan sal ons uiteindelik ook die vrug daarvan beleef in ons eie menswees. David, 'n man na die hart van God, maar 'n mens soos jy en ek. Ek het verlede week heel wat met David gepraat. Hy sê, God vat van 'n, wat het ek so nou wat gepreek? God vat van 'n niemand en hy maak dit 'n iemand. Ja, God is getrou om dit te doen in my en jou lewe. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie mooi Dawid se lewe. Hy het geweet ook die krag van lofprysing en aanbidding. Ek sien hoe dat hy voor God gedans het. Ek sien hoe dat hy nooit terughou het om God te verhoog nie. Maar ek weet, hy het dit gedoen omdat hy die waarde daarvan geken het in sy eie menswees. Lees saam met my Psalm 13. Psalm 13. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Dink jy Dawid voel hier baie positief? Voel jy op 'n keer so? Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Aanskou tog, verhoor my Here, my God, verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie. Sodat my vyand nie kan sê, ek het hom oorwin nie, en my teestanders nie juig as ek wankel nie. Maar ek, op U goedertierenheid vertrou ek, my hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Ervaar U hoe sy gemoedstoestand verander? Ervaar U hoe hy dan uiteindelik by vers 6 kan uitkom en eintlik die goedheid en die trou van God bely in sy lewe? U sien, dis wat gebeur wanneer ons fokus op die Here plaas. Wanneer ons fokus afhaal van die omstandighede af. Ja, ek sien in die begin, hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U aangesig vir my verberg? En dan gaan hy aan en aan, maar hy begin sy fokus wegskuif van die vyande en van die probleme en van die omstandighede, en sy fokus is meer en meer op die Here, en dan sien ek hoe hy by vers 6 uitkom, maar ek op die goedertierenheid vertrou ek, my hart sal juig oor die heil, ek wil sing tot die eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Dis wat gebeur. Dis die praktiese les wat ons vanmôre uit die lewe van Dawid kan ontvang, kind van die Here. Dis die praktiese les wat jy leer baie keer uit jou eie lewe al, as jy net vanmôre eerlik is met jouself en sê, ja, ek het begin by die klaagliedere, maar ek het uitgeëindig by die lofprysinge van God. Want in dit het ek my omstandighede begin vergeet, en het ek sy grootheid begin raak sien, het ek sy deugde begin bely, en hoe meer ek my fokus verander, en my fokus op hom plaas, geliefdes, dan verander my omstandighede. Wat ek wil vir u sê, dis nie net maar net om dit op te plaas, sodat jy beter voel nie, maar jy sien hom in sy grootheid, jy sien hom in sy almag, en ek wil vir jou sê, groter as hy wat in jou is hy wat in hierdie wêreld is. Dan verander omstandighede. Hoekom kom jy partykeer in 'n diens soos hierdie vanmôre in? Jy voel te neergedruk, jy voel bedruk, jy voel deur die omstandighede vasgevang. Maar as jy uitstap, geliefdes, dan stap jy uit en dit voel of jy op die wolke loop. Hoekom? Want jy het jou fokus verander. Jy het jou fokus van jou omstandighede weggehaal. Jy het jou fokus op die Here geplaas. Jy was gekonfronteer met die almag, met die grootheid, met die heerlikheid van God. En ek wil vir jou sê, dit is nie net mind over matter nie. Ek wil vir jou sê, dan besef jy is die kind van die lewende God. Jy is die kind van hom wat die grootheid is. Jy is die besitting van hom wat net 'n woord spreek en dinge kom tot stand. Daarom is dit nie net dat jy net so 'n bietjie lekkerder voel nie, maar jy besef jy behoort aan hom en in hom het jy 'n ewige erfenis. Ek dank God vir sy bemoeienis met my en jou as mens.
Dank hom vir die verhouding waarin ons kan staan. Ek loof God daarvoor. En dan wil ek vir jou sê, 'n oggend soos hierdie is dit belangrik dat ons mekaar sal aanmoedig tot positiewe gedagtes. Nie positiewe gedagtes in my eie vermoëns nie, maar in die vermoë van God. 2 Petrus 3 vers 1. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes. Petrus sê, jong, ek het al 'n brief geskryf, maar hierdie is nou al die tweede brief wat ek vir julle skryf. 2 Petrus 3 vers 1. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skryf. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek. Hy sê is niks niets nie. Hy sê maar skryf 'n tweede brief. Hy sê by albei van hierdie wil ek julle herinner aan 'n suiwere gesindheid in Christus Jesus. Die NIV sê so mooi, to stimulate you to wholesome thinking. To stimulate you to wholesome thinking. Die King James Version sê dit ook mooi. Hy sê, stir up your pure minds by way of remembrance. Stir up your pure minds by way of remembrance. Die Here wil hê dat ons gedagtes op hom sal rig. Dat ons gedagtes sal rig op sy oorwinning. Hoekom praat ons so baie van die kruis? Hoekom praat ons so baie van die opstanding? Hoekom praat ons so baie oor sy hemelvaart? Hoekom praat ons so baie oor sy wederkoms? Geliefdes, sodat ons fokus daarop kan plaas. Ja, to stimulate your pure minds and to bring you in remembrance. Daarom wil ek jou vanmôre aanmoedig dat jy positiewe gedagtes sal koester, sodat jou lewe positief kan wees. Verder, broeders en susters, alles wat waar is sy woord die waarheid? Sy woord sal by staan tot in ewigheid. Hierdie woord is die waarheid. Hierdie is die geslote kanon. Alles wat ons nodig het, is hier opgeteken. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook al mag wees, bedink dit. Wees eerlik met jouself. David sê, hoe lang, Here, sal jy altyd deur vergeet? Hoe lang sal jy aangesig vir my verberg? Weet nie hoe voel jy vanmôre nie. Maar ek wil vertrou dat terwyl ons so deur die woord beweeg het jy jou fokus geskuif. Het jy vanmôre gesien wie hy is? As ek die bril afhaal, kan ek niks sien nie. Al probeer ek hoe hard. Ek sal die groot goed sien hier, slot, Filippense 4 vers 8, ja, maar dit is nogal groot, ek dink hier sal het lees vandaag. Maar as ek my bril aansit, dan lees ek hier, Psalm 13 vers 1 tot 6, vir die musiekleier, Psalm van Dawid. Hoe lang, Here, sal jy altyd weer vergeet? Sien ek die regte fokus hê. Ek moet my fokus verander. Wanneer dit net my menslike fokus is ek gebrekkig. Maar wanneer ek my fokus op die Here sit, dan moet die Here vir brille hê. En as jy besluit jy nie net daar by Dischem en my Clicks jou brille koop het. Dit is gevaarlik. Jy dalk 'n oogkundige hier by ons vanmôre. Toe gaan lees ek op die internet, ek sê dat, man, dit is nie so gevaarlik nie. So ek kom net by Dischem. En laat my sien.
fokus sal skuif na hom toe. Na Jesus toe. Het gaan nie oor jou vermoëns nie, maar het gaan oor jou vermoëns in hom. Jy moet die keuse maak. Jy moet die besluit maak. Jy is die een lem, hy is die ander lem. Maar groter is hy wat in jou is, as hy wat in hierdie wêreld is. En ek wil vertrou vanmôre dat jou fokus geskuif is. Ek wil vertrou vanmôre dat jy hom raak sien. Ek weet nie wat omring jou lewe vanmôre nie, maar ek wil vir jou sê, met my God is jy meer as 'n oorwinnaar. En daarom kan jy ook soos dit Dawid by vers 6 uitkom, maar ek op die goedertierenheid vertrou ek, my hart sal juig oor die heil, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. En ek wil vir jou sê, sy goedertierenheid is van geslag tot geslag, daar is geen einde aan sy goedheid nie. Die goedheid en die guns die volg my, wat sê Dawid ook? Al die dae van my lewe, en ek hou van die nuwe vertaling vers 6 Psalm 3, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dis dieselfde Dawid wat daardie Psalm vir my en jou kom toedag. En hy sê of dit in groen weivelde is en of dit in donker dieptes is, die Here is my helper. En daarom niks sal my ontbreek nie. En dan sê hy, net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. Ja, pastoor, jy weet nie. Nee. En hom is jy wen. Kom ons buig ons hoofde voor die Here saam. Jy het vanmôre deurbraak in jou lewe nodig. Miskien gesondheid, miskien net verhoudings. Ek weet nie wat dit is nie. Werksituasie. God se voorsiening nodig. Wil jy nie net jou hand opsteek en sê, Here, ek wil vanmôre sê, U is my oorwinning. Here, ek wil vanmôre sê, U is die God by wie alle dinge moontlik is. Ek is vanmôre gestig in my gees, ek is gestig in my hart, en vanmôre kan ek sê, U is my oorwinning, en ek dank God vir elke hand wat vanmôre in afhanklikheid kan opgaan, en kan sê, ek kan nie alleen nie, maar ek kan met U, en die twee lemme saam sal uiteindelik die oorwinning bring. Here, daarom spreek ek genesing, ek spreek verlossing, ek spreek oorwinning oor elke omstandigheid, en Here, ons sal nooit nalat om aan U die lof, die eer en die aanbidding te gee nie, want U stel belang, U gee om, U voorsien, en Here, dankie dat ons kan sê, U goedertierenheid is tot in ewigheid. Dankie vir U omgee vanmôre, dankie dat U ons raak sien, dankie dat U die vermoë het om ons omstandighede ook te verander. Mag ons lof en eer aan U naam bring. Help ons daagliks om ons gedagtes op U te rig en uiteindelik eer aan U naam so te bring. Ek eer U daarvoor.